Amen. Nou, ons het laasweek begin met 'n reeks oor die Bybel en hoe amazing dit is om die Bybel te hê. En dit maak natuurlik baie vrae oop. Sê ons is lief vir die Bybel, dit is lekker om hierdie passie te hê vir die Bybel, maar waar begin ek? En baie mense maak dieselfde fout wat ek gemaak het en ons begin by die begin. Ons begin by Genesis. Wie van julle het al probeer om die Bybel deur te lees van voor tot agter? Wie het gestop by Levitikus? Ek het gestop by Numeri ook al. En begin ek weer en dan sit ek vas, van ons weird stuff. En ek gaan eerlik wees met julle, daar's 'n paar goed wat nie sin maak nie. Ons lees 'n stuk in die Bybel en dink ons, wat? Ek het nou hierdie week 'n grap gesien van iemand wat 'n ding post van ek soek net die Here se woord en al wat ek kry is 'n lys van name en die afmetings van 'n gebou. As jy in Nehemia of in Esra gaan vashak, gaan jy dit kry. Nou wat moet ons doen? Hoe gaan ons hierdie twee goeters moet vergelyk? Ek wil die Bybel lees, maar waar begin ek? Hoe begin ek? En is alles ewe toepaslik? Nou, as jy brand new is, gaan jy besef daar is nie net een Bybel nie. Die Bybel is 66 boeke, individuele boeke, wat saamgestel is. Dis waar die woord biblioteek vandaan kom, kan eintlik van dieselfde kernwoord as Bybel. Dis 'n klompie boeke bymekaar. En die boeke het ander skrywers en ander tye deur geskiedenis wat hulle geskryf is. En oor die algemeen word die Bybel in 2 dele in verdeel. En die deel wat ons die meeste aanhaal, is eintlik die kleinste deel, ons noem dit die Nuwe Testament. En dan in die begin, die groter deel van die Bybel is die Ou Testament. En dis in die Ou Testament waar jy daai lysie name en getalle en wette kry wat bietjie vreemd is baie keer. En ek onthou toe ek geswat het, was daar 'n professor wat vir ons gesê het, die eerste ding wat hy doen wanneer hy 'n Bybel kry, is hy vat die Ou Testament en hy skeer dit uit die Bybel uit en hy gooi dit in die asblik. En ek onthou, ek hoor dit en ek dink, dis ons godslasterend. Ek kan nie die Bybel weggooi nie. Ek het nie geweet wat ek glo nie, maar ek het geweet ek glo nie dit nie. Dis 'n bietjie ekstreem. Wie van julle het al dele in die Ou Testament gelees en gedink, dit voel 'n bietjie teenstrydig met my Christendom. OK? As jy nog nie het nie, dan het jy nog nie die Ou Testament goed genoeg gelees nie. So, die Ou Testament is baie keer nogals rof. Nou die Ou Testament is, soos ek gesê het, amper 2/3 van die Bybel, bietjie meer as dit. En dit is geskryf vir primêr die Joodse geloof. Dit is hulle Bybel stop by Maleagi. Ons Nuwe Testament begin by Matteus, net na Maleagi. Matteus, en dan gaan dit aan tot by Openbaring. Nou, ons gaan 'n bietjie praat oor wat is die toepaslikheid van die twee. En kan ek vir julle gou ietsie sê? As ek die boek van Johannes oopmaak, en daar staan iets wat ek moet doen. Great. En ek maak Levitikus oop, en daar staan iets wat ek moet doen. Gaan ek, en dis 'n vraag wat ek vir julle vra, gaan ek hulle met die ewe hoeveelheid gesag hanteer? Nee. Want as jy doen, dan is jy in die moeilikheid. Byvoorbeeld, wie van julle het al vark geëet? Wie van julle het al gewerk op 'n Saterdag? Wie van julle was al uit die huis uit op 'n Vrydag aand na 5? OK. Hy is nog steeds nie grap nie. OK. Wie van julle het al skulpvis geëet? Wie van die mans het al julle hare langs julle ore gesny? Wie van julle nou, soos wat julle hier sit, het
tossels aan die kante van julle klere wat afhang. Jy jok. Daar is nie, okay. Okay. Wat gaan hier aan? Daar is die Joodse wet. Die Joodse wet sê sekere dinge wat toepaslik is vir die Jode, wat ons nie meer in glo nie, maar dit staan in die Bybel. Is ons dan verkeerd? Sê nee, kom ek leer julle gou ietsie van die Bybel. Want dit is baie belangrik. Jesus het gesê, ek is nie daar om die wet weg te vat nie. So Jesus het nie gekom om te sê, hoor, ek skeer daai Ou Testament uit jou Bybel uit nie. Jesus het nie dit gesê nie, hy het gesê, juis, dat hy gekom het met 'n ander rede, maar dat daar nie 'n enkele letter van die wet weggevat gaan word nie. Dis interessant. Maar hy stel Jesus en sy volgelinge, wat daai wette nie meer eintlik gehoorsaam het nie. Kom ek wys vir julle hierdie. Deuteronomium 22 vers 11. Kan julle daar lees? Is bietjie donker. Kan julle daar lees? Jy mag nie 'n kledingstuk dra wat van 2 soorte materiaal, wol en linne gemaak is nie. Jy mag nie. Dis nogals pertinent. Jy mag nie. Wie het nou so iets aan? Kom ons kyk. Wag, waar is hy? Hy is so uitgewas, maar kan julle waarborg? Hier is 2 soorte materiaal. Wie het iets aan wat 2 soorte materiaal het? Okay. Die vers na hierdie sê jy moet tosseltjies hê. 'n Paar verse voor dit sê dit jy mag nie varkvleis eet nie, en dan in dieselfde sin sê dit ook jy mag nie tattoos hê nie. So waar kry ons hierdie? Hoekom het ons dan klere aan wat gemeng is? Is hierdie nog toepaslik? Ek wil vir julle iets shocking sê. Maar hierdie is toepaslik. Maar nie in die manier wat jy dink nie. Want die Ou Testament, as ek dit so lees, wit op swart, gaan ek dit nie verstaan nie. Daar is 600, ek dink 613 wette soos hierdie een in die Ou Testament. En daardie wette moes die Jode uit hulle koppe uitleer. Die Fariseërs het nie net die wette uit hulle koppe uitgeleer nie, hulle het die hele Ou Testament uit hulle koppe uitgeleer. En Jesus raas met hulle. Hy sê, julle lees hierdie skrifte asof hulle dink hierdie gaan vir julle die ewige lewe gee. Maar hierdie skrifte, ek gaan nou vir julle sê hoe hy daai sin klaarmaak. En ek dink as ons die Bybel lees, kom ons baie keer in met die idee van ek moet nou my Bybel uit my kop uit ken. Die Bybel is die woord van die Here en ek moet doen wat die Bybel sê ek moet doen. En daar's waarheid in dit, maar nie oor die vers nie. Verstaan julle? Daar soos iewers waar ons 'n streep trek wat sê, daai is nie meer toepaslik op my lewe nie, want ek is hierso. Nou vir generasies en generasies was daai lyn altyd in julle Bybels met groot druk geskryf. Die Nuwe Testament en die Ou Testament. En dit is belangrik vir jou om te weet, wanneer jy die Ou Testament lees, moet jy dit deur 'n lens lees. En ek wil julle nou sê wat daai lens is. Ek glo nie jy moet dit weggooi nie. Ek glo dit is nog steeds die woord van die Here, maar jy moet dit reg verstaan vir dit om die woord van die Here te wees. Anders is dit, en dis wat Paulus sê, die woord van die wet wat die woord van dood is. Die wet van oordeel tot die dood. Hy noem dit die wet van dood. As ek die Ou Testament so letterlik opneem en ek sê nou vir mense, okay, almal van julle wat tattoos het, ons gooi julle met klippe dood. Vir die wat nie geweet het wat ek doen nie, ek kyk nou vir Nico. Ek lief vir jou.
Maar ons doen dit nie. Want daardie wet moet interpreteer word deur 'n sekere lig. Ek wil vir julle iets baie weird wys in die Bybel. Om eerlik te wees, ek het gegoogel weirdest laws in the Bible. Toe kry ek die een. Ek het dit al gelees, dit het vir een of ander rede nie vasgesit in my kop nie. Hier is dit. Dit is 'n groot stuk. Ek het dit opgesom, so hierdie is min of meer wat die Bybel hierso sê. So daar was 'n wet. As 'n man glo as 'n man glo sy vrou is ontrou. Dis nie so snaaks ek. Maar hy het nie bewyse daarvan nie. Dan kon hy haar gevat het na die priester toe. Hierdie is rof. En daar moes 'n offer gewees het. En ek lees dit vir julle. Die priester het 'n spesiale drankie gemaak. So hy het water gevat. En hy het die stof van die tabernakel gevat wat hulle oploop. En hy het dit in daai water gegooi. En dit was 'n verskriklike bitter drankie. Ek dink die woord bitter is enigste ding wat hulle kon opkom, want dit is 'n sanderige, voeterige smaakie. En hulle meng dit saam. En dan skryf hulle 'n curse neer, 'n veroordeling. En dan vat hulle daai water, spoel dit oor, dit vang dit weer op. En dan gee hulle vir die vrou die water. Hoe weird is dit? En wat gebeur is, die vrou moes daai water drink. En hier was die toets. Hulle het dit die water van bittere veroordeling genoem. Dit is interessant. As die vrou skuldig is, dan het daai water haar onvrugbaar gemaak en sy het fisiese pyn en lyding deurgegaan vir die res van haar lewe. As sy onskuldig was sy dan vry en niks het met haar gebeur nie. Sy kon aangaan met haar lewe. Hoe weird is dit? Julle het dit al raak gelees? Ek maak nie op nie. Nou lees jy so iets in die Bybel en dan dink jy, wat se toepassing het dit op my? Of ons lees hierdie stuk in Exodus 12, ons ken die stuk van die Paasfees, die Pasgalam. Wat gebeur het is die Israeliete is in slawerny en die Here kom maak hulle vry. En hy sê vir hulle, julle moet weggaan, en hulle wil weggaan, en hy stuur Moses om hulle te lei om weg te gaan na die land van melk en honing. Maar die farao wil hulle nie laat gaan nie, hulle is sy slawe, is sy property. So wat hy doen is, hy staan teen Moses. En as jy goed teen God staan, want Moses staan waar hy staan, omdat die Here hom gestuur het, dan gaan die Here teen jou staan. En wat hier gebeur is, die Here sê vir Moses, wat hy gaan doen, is hy gaan die engel van, eintlik, not judgment, wat is die woord, die destroyer in Engels, wat staan daar, dit sê nie die Here, maar wat het eintlik gesê, dit is the destroyer, die Here het hierdie vernietigende gees gestuur, om al die eerstgeborenes in Egipte te laat sterf, maar hy kom by elke huis in, behalwe die huis waar daar die bloed van 'n lam op die deurkusyn gesmeer is. En as die deurkusyn daardie bloed bo-op het, gaan daai gees dit oorskip. Die woord is eintlik to skip over, of to pass over, dis waar die woord Passover vandaan kom, in Hebreëus is dit Pesach, om te skip. So die gees gaan dan sien, okay, hier is 'n lam se bloed, so ons gaan hierdie huis skip. Dis 'n mooi storie, ons lees dit, julle het dit gesien in Prince of Egypt, daai wonderlike fliek. Nou lees jy so iets, en dan dink jy partykeer, waar gaan ek 'n lam kry? En hoekom moes die lam byvoorbeeld vinnig geëet geword het, en hoekom moes die lam vir 3 dae voor die priesters staan, en die priesters moes gekyk het vir enige iets wat die lam imperfect kon maak, en die priesters moes seker gemaak het dat die lam geen
vlekke gehad het nie. Dit moes 'n spotless, perfect lam gewees het. En dan as jy dit eet, moet jy dit met ongesuurde brood eet. Daar kan niks in die brood wees wat dit laat opstaan en moes sulke thin wafers gewees het. En dan ook moet jy die bitterste krye gebruik om daai lam te eet. Dit was vreemd. Nou lees ons dit en die Jode vier dit nog tot vandag toe en dit is hierdie weird belewenis, maar ons doen dit ter herinnering van hoe die Here ons gered het. Maar kom ek lees vir julle ietsie baie interessant. Lukas 24 vers 27. Hierso het die Here Jesus reeds opgestaan uit die graf uit en hy is besig om stelselmatig homself bekend te maak aan sy disippels en volgelinge. En twee van sy volgelinge is besig om te stap na die dorp Emmaus toe. En op pad na daardie dorp is hulle besig om baie hartseer te sê, maar hoe kan die Messias gesterf het? Hulle het nog nie vir Jesus gesien nie. Hulle glo nog nie dat Jesus opgestaan het uit die dood uit nie en hulle is baie hartseer. En terwyl hulle stap, kom Jesus na hulle toe en hulle erken hom nie en hy verduidelik toe dit. Hy vra vir hulle, hoe verstaan julle nie dat die Messias moes doodgaan nie? Dit is eintlik in die skrif. En hierna het hy, dis nou Jesus, begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Die Passion vertaling sê dit bietjie meer pertinent. And beginning with Moses and all the prophets, he carefully unveiled to them the revelation of himself throughout the scriptures. Ek wil gou hier stil staan. As ek die Bybel lees, as ek ooit, hulle noem hierdie, as jy teologie swat, hermeneutiek. Dit is die uitleg van die Bybel. Hoe lees jy die Bybel? As ek vir julle in een sin kan opsom hoe om die Bybel te lees, is dit. Ons soek vir Jesus. As ons die Ou Testament lees, die antwoord is, soek vir Jesus. Want as ek nie vir Jesus raak sien in wat ek nou net gelees het nie, verstaan ek dit verkeerd. Snap julle dit? Elke vers in die Ou Testament is 'n rigtingaanwyser na Jesus Christus. En ek gaan dit gou vir julle wys. 'n ander vers wat presies dieselfde ding sê is Hebreërs, hoofstuk 1, vers 1 tot 2. En dit begin nogals mooi. Hy sê, in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgename van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Jesus was in die begin. Jesus was die een wat saam met God die wêreld geskep het. In Jesus Christus was die wêreld geskep. Daar is geen konteks buite Jesus Christus nie. Nou ek wil vassteek by daai woord baie keer. Die Grieks is dit een woord, polyermos, en dit beteken in baie klein stukkies. So hier praat die skrywer van Hebreërs en hy sê in die tyd van die Ou Testament het God in klein stukkies en op baie maniere vir ons goeders uitgewys. Hy het vir ons waarhede gegee. So byvoorbeeld, in die lewe, in die wet van Moses, het ons 'n stukkie, nie van wat ons moet doen nie, maar ons het 'n stukkie van Christus. Ons het 'n beeld van Christus. En dan in die wet, in Numeri, het ons 'n ander stukkie, 'n ander beeld, 'n ander perspektief van dieselfde stukkie. Of 'n stukkie van dieselfde prent. En dan lees ons 'n stuk soos wat die Pasga lam was, en ons sien, as ons dit reg lees, Jesus.
elke vers in die Ou Testament, as ons hierdie vers in Hebreërs mooi bestudeer, dan sê die skrywer, elke vers van die Ou Testament is 'n blokkie op die mosaïek van Jesus Christus. En partykeer kyk ons in 'n vers van die wet en ons sien dit voel anders as hoe ons Jesus beleef, maar dan kyk ons na die groter prentjie en ons sien dit pas in met wie hy is. Ons lees weer hierdie stuk in Deuteronomium 22 vers 11 wat sê jy mag nie 'n kledingstuk dra wat van 2 soorte materiaal, wol en linne gemaak word nie. Hoekom is dit in die Bybel? En hoe wys dit na Jesus? As ek hierdie vers wil verstaan, moet ek kyk, hoe wys hierdie vir my na die evangelie van Jesus Christus toe? Wat kan julle my sê van wol? Van waar kom wol? Skape. Van waar kom linne? Ek dink in daai tyd was linne meestal van 'n tipe plant flax seed, wat jy nogals baie moeilike arbeid moes insit om die fibers uitmekaar uit te kry en dan moes jy dit weef en dit was baie arbeid om by dit uit te kom. Hoekom kon hulle dit nie meng nie? Want die een is natuurlik en die ander een is mensgemaak. Die genade van Jesus Christus is soos die wol. Die evangelie van Jesus Christus. My vermoë, my wet, my probeer om God te impress is soos die linne. Ek kan nie onder genade wees en onder die wet nie. Verstaan julle die vers nou? Dis dieselfde met die wet wat sê, jy mag nie saad meng nie. Ek kan nie die wet probeer vergehoorsaam en my manier om God te nader en te probeer goed genoeg wees vir die Here aan die een kant en nog steeds sê, by grace I've been saved. Kan nie. Dan meng ek saad, dan meng ek kledingstukke, dan meng ek materiaal, ek kan nie daarop bou nie. Sien julle dat hierdie vers eintlik 'n profesie was van genade teenoor wet. En as ons vaskyk in die kledingstuk, dan mis ons dit. As ons vaskyk in die saad, dan mis ons dit. Volgende ding. Dis hoe ons Jesus sien in daai vers. Ons bring dit terug genade toe. Ek gaan na daai interessante deel toe in Numeri. Ek het vir julle gesê dis hoe die wet werk. Jy moes die bittere drank drink en hopelik is jy onskuldig. Maar hoe wys hierdie na Jesus Christus toe? Daar was 'n vrou wat gevang was in egbreek. Johannes hoofstuk 8. Sy was gevang. Hulle het haar nie verdink nie. En hulle gooi haar voor Jesus neer. Waar was sy? Hy was in die tempel. So Jesus is in die tempel, dieselfde plek waar die Bybel sê, jy die vrou na toe moet vat as jy haar verdink van oorspel. En hulle gooi haar by die voete van Jesus neer. Wat sê die wet? Hy moet die stof vat, in water sit en in haar mond gooi. Wat doen Jesus? Hy buig af, hy skryf iets in die sand. Niemand weet wat hy geskryf het nie. Ek het al baie goeie lering ontvang oor wat hy daar neerskryf. Wat ek dink hy neergeskryf het, is hy het hierdie stuk in Numeri neergeskryf. Van die bitter glas wat gedrink moet word. Want 'n paar hoofstukke later, toe Jesus
in die tuin van Getsemane was, op die berg, die Olyfberg, toe sê hy wat? Vader, ek wil nie hierdie bitter drank drink nie. Die profesie van die vrou wat in oorspel gevang word, of verdink word, gaan eintlik glad nie oor 'n fisiese vrou nie, dit gaan oor ons. Dit gaan oor ons wat gevang is in ons sondes. En ons moes hierdie drank van bitterheid drink, en ons moes die veroordeling van God ontvang het. Maar Jesus het die stof gevat, in die water gegooi en dit self gedrink. Sien julle hoe daai stuk in die Bybel eintlik gaan oor Jesus? Sien julle dit? Ek dink nou aan daai vrou, die wet sê sy moet gestenig word omdat sy skuldig gevind is, en Jesus skryf op die stof langs haar. En hy staan op en hy sê vir die, laat hulle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Interessant genoeg, die Griek sê eintlik, laat hulle wat sonder hierdie sonde is, die eerste klip gooi. En die ou oomies het toe geweet, game's up, en hulle het begin loop, van die oudste tot die jongste, en toe hulle almal weg is, toe Jesus aanhou skryf, so uit die veroordeling weggevat, maar die straf was nog nie meer gedeel nie, en hy gaan terug na die sand toe, na die stof toe, en hy hou aanskryf in die stof. In ander woorde, Jesus het haar straf van haar af weggevat, maar hy het nie net weggegooi nie. Hy toe self daardie straf moes drink. En selfs die wet wat nie sin gemaak het nie, maak dan nou skielik sin. Nog 'n mosaïek wat ek vir julle wil wys, is die een van Exodus 12, van die Pasgalam, en ek wil vir julle sê, daai was net 'n prentjie, daar was net 'n blokkie, die hele Prince of Egypt, daai hele fliek, die hele stuk in die Bybel, gaan nie eintlik oor Egipte of die Israeliete of Farao nie, gaan nie oor Moses nie, het gaan oor 'n lam. Die Bybel noem Jesus, wat was Johannes die Doper se woorde oor Jesus? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Toe Christus vir my gesterf het en ek in hom geglo het, was die poorte van my hart, die deurkusyn van my hart, rooi geverf met die bloed van Jesus. En so wanneer die straf kom, en die veroordeling, en dit wat vernietig, en hy kom na my hart toe, en sien hy die bloed van die lam, I'm gonna pass this one. Daai is 3 voorbeelde. Dis al 6:15. Ons kan tot môreoggend aanhou, een vir een, kan julle sê, wat is julle gunsteling deel uit die Ou Testament, en dan kan ons dit gaan soek, hoe is hierdie eintlik die beeld van Jesus Christus? Want as jy jou Bybel so lees om te sien, waar kan ek Jesus raak sien in Dawid en Goliat? Waar kan ek Jesus raak sien in die storie van Samson? Waar kan ek Jesus raak sien toe Elia op die berg teen die profete van Baal gestry het? Waar kan ek Jesus raak sien? As jy so jou Ou Testament lees, dan gaan jy nie 'n enkele vers uit jou Ou Testament wil wegskeer of wegvat of niks nie. Selfs die name.
Want as ek die Bybel lees, and it points me to Jesus, dan besef ek wat Jesus gesê het, toe hy vir die fariseërs gesê het, is julle soek hierdie skrifte, asof die skrifte vir julle die ewige lewe gee, maar ek sê vir julle vandag die waarheid, hierdie skrifte wys almal na my. As ek die Bybel lees en ek mis die evangelie, dan mis ek die Bybel. Laaste ding wat ek wil sê, vers 2, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Ek kan vir julle iets weirds gee, die oorspronklike Grieks sê dit so. God praat seun met ons. Hy praat nie Grieks of Hebreëus of Engels of Afrikaans nie, hy praat seun. Dis asof die skrywer vir die seun se naam insit, asof dit 'n taal is. Want as God met jou praat, gaan hy met jou praat in seun. Nie blessing nie, dis nie 'n prosperity kerkie, ek praat van Jesus. Wanneer God met jou praat, gaan dit deur die lens van Jesus wees. God praat nie hierdie verborgenhede soos wat hy gedoen het in die Ou Testament, as hy sien, ek sien 'n kameelperd en sy oë is links, ek weet nie. Wanneer die Here nou met jou praat, gaan hy met jou praat deur die seun. As ek Jesus mis in wat ek nou net gelees het in die Bybel, dan praat ek nie God se taal nie. Dan kan ek die beste vertaling op aarde lees, dan mis ek die Here. So wanneer ek die Bybel lees, dan moet ek, veral die Ou Testament, dan moet ek dit lees in die konteks van Jesus. Dawid en Goliat se storie gaan nie eintlik oor jou nie, dit gaan oor Jesus. Wanneer Jeremia 29 vers 11 sê, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, to give you a future and a hope." Daai is mooi, ons kan dit bid, daar's niks fout daarmee nie, maar as jy dit reg wil verstaan, moet jy dit inlees in Jesus was die plan. Die Here weet wat sy planne het en daai plan is Jesus. Verstaan julle hoe hierdie gaan? Gaan lees Jesus in. Ek het laas vir hulle huiswerk gegee. Ons is besig om deur die boek van Johannes te lees. Gaan lees 'n bietjie, net een hoofstuk, Psalm 22. En dan lees jy dit in die konteks van Jesus. En dan gaan jy besef, toe Dawid hierdie geskryf het, was dit eintlik 'n profesie oor Jesus. Dit maak sin. Voor dit is dit net 'n bietjie, dit gaan so swaar met my, jy weet daai tipe psalms. Gaan lees dit, en dan sien jy, dat toe Jesus op die kruis gesterf het, toe hy gesê het, my Vader, hoekom het U my verlaat? Was hy besig om Psalm 22 aan te haal. Gaan lees dit, en dan besef jy, hierdie is 1000 jaar voor Christus geskryf, dit gaan net oor Jesus. Daar's honderde verse soos dit in die Bybel, daar's duisende, en ons het nie die tyd om deur almal van hulle te gaan nie. Maar dit is die van ding, jy hoef nie te wag vir 'n predikant op 'n Sondag om hierdie goed vir jou te leer nie, jy kan gaan en die Bybel opnuut gaan geniet. Nou volgende week gaan ons bietjie meer fokus op hoe begin ek die Bybel lees, waar en wanneer ek die Bybel lees, wat se vrae moet ek vra? Ek wou net vanaand vir julle 'n bietjie geleer het oor hoe sien ons die Ou Testament. Volgende week is ons laaste aandiens met 'n preek vir die semester, vir die kwartaal, en dan die week na volgende week het ons 'n massive praise and worship om die kwartaal mee af te sluit. Maar ons gaan volgende week sommer ook 'n bietjie afsluit en 'n bietjie kuier na die diens. Ons sal dit met julle reël. Maar julle moet 'n baie geseënde week hê. Ons sien uit om julle weer te sien. Goed gaan.